Môre, dis donderdag die 15de Januarie en ek hoop die Here ontmoet jou vandag rustig, dalk met 'n koppie koffie in die hand. En teen hierdie tyd van die week kan 'n mens maklik net aanhou met werk en pligte en kos maak en net nog 'n ander taak. Maar vandag se teks druk jou hart saggies terug in lyn. Eers die woord, dan die brood. Vandag gaan ons aan in Genesis 24 vanaf vers 28 tot 33. Nou Rebekka gaan terug huis toe en in die oorspronklike teks hoor jy sy het nie gesloer nie. Sy het gehaas met die nuus. Laban, haar broer, kom dit agter en hy gaan uit na die man by die fontein. Die deur gaan oop, die huis word reggemaak, daar is plek vir die kamele, water om die voete te was en toe sit hulle kos voor die dienaar neer. Maar luister nou na die kernvers. Dis eenvoudig en dis kragtig. En in vers 33 is al geskrywe: Ek sal nie eet voordat ek nie my saak voorgedra het nie. Hy sê eintlik: Moenie my eers gemaklik maak nie. Laat ek eers gehoorsaam wees. Laat ek eers sê wat God besig is om te doen. Dis nie ongeskik nie. Dis die prioriteit. Hy dra opdrag. Hy dra getuienis. En hy weet, as God die pad oopmaak, moet die waarheid eers uit. Nou in die oorspronklike Hebreëse teks was die woord gebruik dabar. Dit beteken woord, maar ook saak of boodskap. So wanneer hy sê, voordat ek my saak voorgedra het, hoor jy eintlik, voordat die dabar uitgespreek is. Party dinge kan wag, maar God se dabar moet eers te kom. En dis waar dit jou vandag tref. Ons stel maklik die Here se saak uit. Eers wil ons net 'n bietjie rus. Eers wil ons net klaar maak. Eers wil ons net gemak hê. Maar hier leer ons, wanneer God 'n deur oopmaak, moenie uitstel nie. Praat, getuig, doen die volgende regte ding. En dit wys alles na Jesus toe. Want Jesus het nie gekom om net jou week 'n bietjie netjieser te maak nie. Hy het gekom om jou met God te versoen. By die kruis het hy die prys betaal vir sonde, sodat jy nie net raad kry nie, maar redding. En wanneer Jesus eerste is, verander jou binneste orde, jou vrede, jou prioriteite, jou moed. Kom ons bid saam. Here onsse God, dankie dat U woord lewe bring. Ons bely dat ons dikwels eers gemak soek en dan eers gehoorsaamheid wil wees. Vergewe ons. Here Jesus, dankie dat U die grootste boodskap gebring het, verlossing, dat U ons met God versoen het deur U kruis. Heilige Gees, maak ons harte wakker vandag. Gee ons die moed. Help ons om vandag U woord eerste te stel en dan met vrede te lewe. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. En moenie vergeet nie, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. As jy Jesus nog nie ken nie, kom na hom toe. Hy vergewe, hy red en hy gee 'n nuwe begin. En as jy hom ken, rus in sy genade en stel vandag sy woord eerste. God was al klaar besig. Ek hoop jy het 'n geseënde donderdag.